gee my jou beste sing. Hoorie, hoe voel jy vanmôre? Weet jy, Corlies, elke Ja, jaar kyk hoorie, ek kan die jy spieël, né? En daar's altyd 'n nuwe plooi, okay? En gelukkig is ek op so lekker plek in my lewe dat ek nou my plooie, ek embrace hulle, verstaan jy? Voorheen het gesê, nog 'n bloody plooi, okay? Maar weet jy wat? Dit is okay. Dit is ek like my plooie. Ek like hulle. So ek voel 51, alhoewel ek jok en ek sê dit sê my liggaam sê vir ek is 51, want genade ek het skete, hoor. Jessie. Maar my kop en my hart, ek is so 44. Okay, dit is goed. Jy kan nog Ja. bly vir 'n rukkie. Ja, Ja. nee, absoluut, ek verwelkom dit. Behalwe nou vir die stadige metabolisme, is die res verwelkom ek. Jy weet, dit is okay. Dit Ja. is okay. Hoe gaan dit vanoggend met jou? Ons kry net koud, maar verder right. Ja, nee, ons het Ja, dit was 'n Amerikaners besige week. Hoe is dit? Het jy 'n Ja. besige week gehad? Nou nie. Ja, maar ook ja, ag nee, dit is net en ek het baie aan verjaarsdag gedink ook hierdie week omdat ons gesê het ons gaan vanoggend praat. En net gedink aan hoe mense dit hanteer. Weet party mense, ek het 'n kollega gehad wat as sy verjaar het, was die hele maand haar verjaarsdag maand. Ja. Ons het die hengse ophef gemaak daarvan, which is cool en dan kry ander mense wat half nie wil hê mense moet weet hulle verjaar nie. Soos jy. Soos ek, party daar. Ja, Ja. ek was vroeër het ek nogal ophef gemaak daarvan, maar die afgelope 3-4 jaar baie lae profiel. Ja. Ja. En maar jy kan nogal groot gaan. Jy het verlede jaar groot. Weet jy, dit is waar wat jy sê. Ek is bly ons praat 'n bietjie oor verjaarsdae, want dit is eintlik 'n baie belangrike topik in mense lewe, want dit is die een dag wat ek altyd sê is regtig jou dag. Soos ek is nie byvoorbeeld ek persoonlik is nie groot op soos Gerard altyd sê mensgemaakte kak daar nie, okay? Soos Valentynsdag en Moedersdag en Vadersdag en dit sekere dae, okay, even Women's Day. Ja. Maar die wêreld het dit in 'n marketing ding ingedraai, maar dis nie waaroor die topik gaan nie. Vir my is 'n verjaarsdag regtig waar 'n baie spesiale dag. En as kind het ons nooit verjaarsdagpartytjies gehad nie, want ons het nie breed gehad nie. En my ma was net nie so tipe mensie, want sy's weer nie so groot gemaak nie, want hulle was 10 kinders. Okay, so ek het oor die jare altyd verjaarsdag ek gesê hoe ouer ek word, wil ek dit vier omdat ek nog nooit byvoorbeeld 'n kinderpartytjie gehad het. En ek sê dit nou nie met bitternis nie. It's okay. Ek het survive. Ek het okay uitgedraai. Dis net hoe dit was, verstaan jy? So, jy weet ek's nie bitter oor dit nie, maar ek dink tog is baie lekker om te verjaar en ek het ook gedoen wat jy doen. Ek het op 'n stadium in my lewe, en in feite al vir 'n paar jaar na mekaar, het ek my foon afgesit, okay? Toe het my beste vriend my 'n goeie uit KAK gegee daaroor. Toe sê sy wil hulle nie stop dit. Maar dan gaan daar kom of jare kom wat jy wens mense bel jou en hulle gaan ophou om jou te bel omdat jy nie jou foon antwoord nie. En toe sit nogal 'n bietjie van 'n light bulb vir my, jy weet. So nou los ek my foon aan. Ek vat die oproepe, ek sê die dankies, ek doen die ding, ek gebruik dit. Jy weet ek embrace dit. Want ek dink tog, dit is eintlik 'n baie spesiale dag en as mense lief is vir jou, is dit 'n nice dag om vir hulle, weet, laat hulle vir jou kan sê wat hulle dink van jou. Ja, want hulle sal jou ook gekontak het as hulle nie wou nie. Dis waar. Ja, maar dit is so, want ek dink ook weet ons het ook al daaroor gepraat. Ons baie kere skep ons osself af. Seker nog miskien daai dag gebruik ook dan om 'n bietjie net vir jouself te sê, hey, weet dis okay. Weet ek kan maar 'n bietjie ook weet myself vier. Weet mens moet dit doen, dit is belangrik. Ja, en weet ek dink ja, wat 'n blessing word eintlik. Dis eintlik 'n blessing vir nog 'n jaar. Nee, dis eintlik. Jy weet ek dink dit hang ook af van wat 'n mindset jy is, okay? Of jy in 'n good space of 'n bad space, want party mense is geïrriteerd dat hulle jare ouer is, want hulle sien ouderdom. Ek onthou my buurvrou 50, sy 50 geword het, was vir haar 'n helse ding. Sy het gehuil daaroor. Jy weet, en laas het ek 50 geword het, toe ek soos okay, I don't get it, maar mense respekteer my elkeen se journey. Maar vir my is ouer word regtig net 'n blessing. Jy weet, jy word wyser. Jy weet, as ek kyk na myself onder andere, ek kan dit net maar bietjie oor myself maak, aangesien dit my verjaarsdag is, okay? Ja. Ek so relax. Jy weet, soos gister, die goed, net my manier in die huis, dingetjies wat ek doen, my reaksie op goeters, né? Ek is bly. Ek word wyser. Ek is bly. Ek het weet ouer geword. Verstaan jy? Want ek hanteer dinge anders. Ja, en dit ek en Jolande gepraat gister, so dit is hoekom jou ouers altyd vir jou sê, as jy enig my ouderdom is, gaan jy verstaan waarvan ek praat. Jy weet?
En dit is die ding. I get it now. Ja, soos jy sê, mens dit is eintlik dis 'n voorreg. Ja. En ek dink die mense besef dit altyd nie. En wat hoe ouer jy word, hoe kleiner word jou sirkel eintlik, nê? So ja, mens moet dit eintlik meer in daai lig sien. Jy weet, so maar ek wil eintlik nou vir jou vra. Maar ja, want ons het nou 'n redelike ouderdomsgap, alhoewel ek gryser is jy. Jy sê dit. Wil ek eintlik vir jou vra, kom ons vat die afgelope 10 jaar. Wat was vir jou soos 'n significant, 'n beduidende verandering, weet op 'n goeie manier? Wat jy gevoel het, weet jy wat, as ek nou vir my jonger, as ek vir my 30-jarige self iets kon gesê het, wat sê ek gesê het? Wel, as ek jou kan antwoord met twee goeders. Die een ding is altyd spaargeld. Okay, weet jy, dit is regtig waar raad wat ek wens ek het genuine aan myself gegee van spaargeld. Okay, alhoewel ek glad nie spyt is oor die goed wat ek al met my geld gedoen het, soos travel en al daai lekker dinge nie. Maar daai een ding is regtig waar ek wens ek het vroeër in my lewe al rustiger geraak. En ek praat nie van rustiger in die sin van party minder of minder energetic. Ek praat van in my siel. Jy weet, soos moenie laat die skottelgoed wat oorbly die aand jou pla nie. Okay, of die vuil vatdoek. Jy weet, goedjies waaroor ons tog so kan nonsens oor worry. Verstaan jy? So dit is regtig waar as ek nou na myself kyk in 10 jaar, is dit nogal iets waaroor ek dankbaar is. Ek het dit, jy weet, ek is beter in daai opsig. Baie rustiger geword. En ek dink baie keer mense wat kinders het, is eintlik rustiger. Ek wil nou so assume, want jy moet dink vir almal, jy weet aan almal dink. Jy kan nie jou, jy weet, jou militêre maniertjies ek dink dit is gesond om dit op almal af te druk nie. Ek dink nou sommer net aan wat my ma gesê het. Sy het eendag op die bakkie gelê. Toe sê sy vir my, want ek het altyd dink met die tafel afvee. Toe sê sy vir my, Leilani, hou op. Hou net op. Want sy het haar lewe lank gemors om te worry oor goed wat so onnodig is. So ek rebelleer eintlik nou 'n bietjie, Corlies, soos ek sal aspris, né? Die vatdoek met my braaihande vat. Weet, dis ek rebelleer, want dis net 'n vatdoek. Verstaan jy wat ek bedoel? En vir baie mense is dit 'n groot ding. Maar net nie die vatdoek vat nie, want dit is vir die mense, jy weet? Ja. Oor die mense, kry 'n ander vatdoek. Verstaan jy? Ek weet nie of ek die vraag antwoord nie, maar dis sulke klein goedjies waarmee ons besig hou. En is exhausting. Dan sweet the small stuff, soos wat hulle sê, nee. Dit kom basically daarop neer. Dit is actually waarop dit neerkom. Ja. So juffrou, die vraag wat ek vir jou wil vra vanoggend is, want ek wonder daaroor, okay? Oor verjaarsdagpresente. Gee jy vir iemand iets wat jy wil hê? Vra jy hulle wat hulle wil hê? Of want die rede hoekom ek dit vra, né, is ek het byvoorbeeld met my 50ste amazing persente gekry, okay? En hier en daar was daar baie duur persente en dit is baie nice dat iemand duur goed koop, maar dit was nie noodwendig wat ek vir myself sou koop nie. So ek sou graag die vrymoedigheid wil hê om vir daai persoon te sê, hoor, gee my eerder die geld of gee my 'n voucher. Verstaan jy? Kyk, ek moenie my as 'n ontevrede sien nie, want dis nie die punt wat ek maak nie. Ek wil net sê, wanneer dink jy, hoe voel jy oor persente? Sê mens vir iemand of wees jy eerlik daaroor? Ek weet nie, ek het raad nodig op daai topic. Ja, dis 'n moeilike een. Ek koop nie eintlik meer geskenke nie. Jy's daaroor. Weet van die ding is, want ek het al baie ook geskenke gekry, kyk die dinge en ek ken jy my ooit? Hoe weet, wat het vir ooit gedink gaan dit weet? En ook om nie ondankbaar te wees nie, maar dit is net vir my partykeer bietjie mind-boggling. En ook omdat ek baie kere ook al geskenke gekry, maar kan ek dan weet jy, Samir, hierdie ou het vergeet en hy het vinnig gou 'n plan gemaak, jy weet, dan dink ek soos, weet so, ek doen dit nie meer nie, maar ek dink nie, daar's meer fout, weet, omdat 'n mens ook nou ouer raak, jy wil ook nie heeltyd goedjies hê nie, weet, ek dink nie, weet, as jy nou mense goed ken, weet, daar's meer fout om te sê, weet jy wat, gee eerder vir my geskenkbewys, as jy sukkel om te weet, of sukkel om te dink wat jy vir my moet koop nie, weet, ek nie meer so 'n probleem nie, ek sal net geskenke koop vir mense wat ek regtig ken, en wat ek weet hulle wil hê, weet, as dit nou soos my broer is, of my maale, of so, dan weet ek, en ek vra hulle ook vir die tyd, wat wil jy hê, as ek vir hulle geskenke kan koop, maar,
Iemand het eendag vir my gesê, want ons was oor see gewees 'n paar jaar terug en ek wou goedjies koop vir mense om huise te vat. Toe sê sy vir my, niemand gaan dit ooit soveel waardeer soos wat jy dit waardeer het om 'n geskenk te koop. En dit het ek opgehou, want ek het eendag vir iemand 'n rok gekoop en sy was iemand na in my en ek het gedink hierdie rok is net beautiful. Dit was so 'n lang rok en dit was nogal duur gewees vir die tyd en ek praat nou van 'n goeie 15 jaar terug en dit was vir haar verjaarsdag. En sy het soms so opgehou en gekyk gesê, ek dra nie eintlik lang rokke nie. En toe net daar te besef ek gaan dit nooit weer doen nie. So ek hou dit klein of as gelukkig het ek redelik mansvriende, so is maklik, ek so 'n bottel drank wat ek vir hulle kan gee of 'n geskenk bewys. Ek weet en ja, dis maar ek dink nie mense met meer ek dink wees eerder reguit en sê by ek weet ek gooi maar skimpe so deur die jaar en sê doen maar eerder dit of as jy nou iets vir my verjaarsdag wil koop, dis wat ek wil hê. Ja. Want jy's daaroor. Maar ek moet sê, ek het een keer 'n weird geskenk gekry en was die beste geskenk vir my lewe. Iemand het vir my 'n mascara geskenk gegee. Vir jou? En ek het gedink, hoe prakties? Ja, hoe prakties is dit? En ek het daai mascara gedra en hy het lekker gewerk want dit was 'n lekker mascara en ek dacht, ja, you get it. Jy weet, ek het dit nie verwag nie. Ek dacht nee, maar dis 'n lekker geskenk in plaas van 'n handeroompie of 'n seepie. Dan los dit nou maar, jy weet. So ja, ek dink dit hang my af van mens op mens. Maar ook jy's 'n anderster persoonlikheid. Jy's reguit. So ek dink jy kan wegkom daarmee. Ek dink ja, nee, weet jy wat, ek is reguit, maar glo my, soos hierdie twee mense wat my die persent gegee het en soos ek weer eens ek wil dit baie duidelik maak, ek is nie ontevrede nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Maar ek het nie vir hulle gesê nie want ek wil hulle gevoelens nie seer maak nie, maar dit pla my eintlik dat ek nie vir hulle sê nie. Want omdat ek so reguit is en omdat ek eintlik sê, so ek dra daai guilt in my van Leilani sê net vir hulle, maar in 'n geval dit is nogal op die ander van die dag dink ek dit is waar die languages of die love languages ook inkom, né? Ons gee die manier wat ons wil ontvang. En dit gaan eintlik half so in verhoudings ook dink ek en dalk in vriendskappe. En baie keer dink ek met 'n persent moet jy dit juist nie oor jou maak nie. Jy moet dis nou soos amper imago. Jy moet na hulle wêreld toe gaan. Jy moet dink wat gaan daai persoon van hou. En ek is mal oor jou persent wat jy gekry het want dis 'n praktiese persent en ek hou daarvan want eerstens Collies jy het die mooiste oë. So ek kan imagine dat hierdie mascara baie mooi was vir jou. Want dit is ook nou wat ek vir jou wil sê, né? Ek dink 'n mens moet sê wat jy wil hê, want ek het vir my man hierdie jaar gesê, Roelie, ek wil niks persent hê nie. Al wat ek van jou af wil hê, en hier is vir die vrouens wat nou dalk met introverte getroud is soos ek, okay? En ek wil nie meer kaggelkakkies hê nie. Ek het vir hom gesê ek soek 'n handgeskrywe brief. Ek soek 'n brief, maar wat ek gedoen het Corlies is ek het hom 2 weke voor die tyd gesê. Want onthou, my man is nie een vir woorde nie. Ja, so ek kom sê toe kyk hy my so, hy sê so, wat moet daar staan? Maar ek het geweet dit is die reaksie wat ek gaan kry. So ek het hom totally out of sy comfort zone gevat. Jy weet en dit is iets wat jy moet leer in verhoudings. So ek was nie kwaad nie, ek het nie te veel verwag nie. En dit is nou 2 weke terug en hy het nou wragtig vanoggend vir my die naaste happy birthday woorde in my kantoor gesit met 'n handgeskrewe brief. En weet jy wat? That just cuts it for me. Verstaan jy? Dit is nou en dit is wat ons as vrouens ook maar moet leer met ons mans. Sê vir jou partner wat jy wil hê. Maar leer hulle. Moenie net dink hulle ken jou of hulle assume, ag maar hy's veronderstel om al te weet wat ek wil hê nie. Weet jy wat? Partykeer weet hulle nog steeds nie. Okay? En ek dink dit is wat ons moet doen. Ons moet vir hulle sê en hy het dit reg gekry. En ek is baie dankbaar daarvoor, want dit is 'n baie mooi persent vir my. Jy weet? Ja, Roelie het nou net in my estimasie gestyg alweer. Nou, maar estimasie styg. Kyk in die moerskoek wat ek my gegee het. So, oh wow. Ek en jy wil ons 'n klapkyk gedoen, so ek wil net vir jou sê, dis wel baie klapkyk gedoen. Ek het die hele koek gekry, okay? Maar jy weet, verjaarsdagkoek maak ek nie vet nie, so jy kan maar groot glad nie. Wel dan. Daar's al my wense. Nee, maar ek dink dit tel vir almal, Leilani. Ja, ek so man. Niemand weet al is ek jou ma of jou suster, weet al, niemand lees meer gedagtes nie. Dit weet mens moet maar kommunikeer. Ja, nee, so ja. Wat is jou wens vir hierdie jaar met jou verjaarsdag? Ag Jessie, dankie vir daai vraag. Corlies, my wens, eerstens wil ek vir jou sê, nou, ek is baie gespoil vanoggend, nou, en elke persoon wat vir my gesê geluk met my verjaarsdag, sê vir my Leilani, sê vir my, hulle hoop regtig waar ek kry die sukses,
waarvoor ek so hard werk. Okay? En dis lekker om te hoor mense wat my net almal sien regtig hoe I'm putting myself there, ek werk hard. En ewen Roelie het in sy brief ook geskryf. Nou, so ek wil Jenny vir jou sê, my wens vir myself is dat iets net begin gebeur hierdie kant, okay? Want jy sê, ek sê vir jou, ek werk hard, okay? En dit is 'n slow pace, okay? En ek weet net ek moet geduldig wees. It's gonna come. So, dis Jenny, my wens vir myself is dat ek tog daai sukses bereik waarvoor ek so na smag en vir hard werk. Jy weet, en as ek vir jou sê sukses, Corlies, is dit nie dierkarre, groot huise op miljoene in die bank nie. Ek weet, ek en jy het al hierdie gesprekke gehad. Ek het daai syfer in my kop van ek wil net nie meer elke maand so swig en sweet en huil oor my finansies nie. Jy weet, so dit is vir my sukses. Ek wil net dit bereik. Jy weet, ek het eendag vir Greta ook gesê, ek wens altyd die Here spaar my lank genoeg dat ek dit tog kan maak vir al die goed wat ek werk. Toe sê sy my Lelani, jy het dit klaar gemaak. En dit was so 'n mooi ding wat sy gesê het en dit is so waar. Ons is tog so hard op onsself, maar ons moet tog terugstaan, ons almal en net bietjie kyk maar ons het dit eintlik al gemaak. Verstaan jy? So dis nie dat ek dit nie gemaak het nie. Ek het dit gemaak. Ek is suksesvol. Maar jy weet waarvan ek praat. Is daai ding van finansiële jy weet, ek wil net nie meer daai stres hê elke maand nie. So dis regtig my wens vir myself. Wat is jou wens vir my? Ja, ek dink dit is 'n goeie wens. Nee, myne is pretty much dieselfde. Ek dink jy is op 'n slow pace, ek weet geheel en al nie. Want ja, kyk, eerstens, ek weet nie waar jy die energie kry vir al die social media nie. En ek dink nogal ek spin, maar nee, jy vat die koek, letterlik op daai een. Letterlik. Maar letterlik. Nee, Lelani, my wense vir jou is weet baie soortgelyk. Regtig sukses want jy werk flippend hard. Maar ek het nou eendag ook iemand gehoor te sê iemand het met hom gepraat te sê ek weet nie of ek hierdie gaan oorleef nie. Te sê maar jy oorleef dit klaar want jy's in dit. Presies. En te besef dat dit is so. Jy gaan nie so maklik dood nie, weet. Is waar. En jy is maar nogal 'n sprekende voorbeeld daarvan van jy gaan dit, weet, weet en dit is maak ook nie saak, weet as jy af is partykeer maak dit nie saak nie. Jy moet net jou ding doen. En ek dink nogal baie kere daaraan en dink ek ja, weet moenie 2 keer daaroor dink nie want Lelani sou. En ek dink jy besef altyd jy's 'n rolmodel vir ander mense nie. So hou aan. Moenie stop nie. Môre is nog 'n dag. Dit gaan beter raak en is fases. En partykeer voel die fase soos 'n leeftyd. Maar as jy weer sien kom jy weer bo uit en jy sal klaar weer bo. Weet en dit is weet moenie vies raak vir die small beginnings nie, want dit moet weer iewers begin. En jy het al so baie vermag. So ja, is dit definitief. My wens vir jou is lekker sukses en dat jy teen die volgende jaar hierdie tyd kan terugsit met 'n glas champagne en sê wel ek het nou al my doelwitte bereik. Nee? Ja, vroeg in die oggend met koek. Ja. Nee, baie dankie Corlies. Ja. Nee, ek waardeer dit en jy weet ek wens dit altyd vir jou, net vir julle wat kyk. Ek dink ek sê altyd vir Corlies, sy's my soos 'n suster. Ons kom 'n lekker lank pad. Ons het al saam gehuil en gelag en joh, ons het al saam gesweet ook, okay? En ons is nogal vriendinne wat afpak by mekaar. En weet jy, dit is een ding wat regtig belangrik is voordat ons nou oor 'n paar minute gaan afsluit, want ons is net op die gratis version van Zoom, okay? Ja, vinnig maak. Ja, is het iemand wat jou verstaan? Kry iemand wat regtig waar want ek en Corlies het 'n non-judgmental friendship. Okay, ek het dit met meeste mense, maar ons regtig het deep raw conversations want ons albei gaan nogal baie keer absoluut deur dieselfde. Ja, Corlies, en weet jy wat, I'm still putting myself out there. Daar's baie daar wat ek nie video's maak nie want ek is regtig net nie I'm not there. En nie dat ek kyk, ek gee nie voor nie. Dis net my kop gaan partykeer ook maar na 'n donker plek toe. Jy weet, en dis wat mense nie besef nie is ek dink meeste mense gaan actually daartoe. Jy weet, ons praat net hier daaroor en ons moet daaroor begin praat, maar waarmee ek regtig wil soos as ek amper afset is, kry iemand waarin jy kan jy weet alles vertel. Ek praat nie van jou vriendinne met wie jy dalk jou man bespreek of skinder of oor besigheid praat. Ek praat van daai een vriendin soos ek en jy wat ons het ander tipe gesprek. Ons het uplifting gesprekke ook want ons eindig altyd ons gesprek tog op 'n high want ons sit weet ons motiveer mekaar. Maar ons gaan tog na diep plekke toe in ons gesprekke. Jy weet ons gaan na daai donker plekke toe, weet en want ons altyd ek weet ek's nie alleen nie, jy weet jy's nie alleen nie.
want ons albei gaan daardeur. Want Ja. dis die ding, mense besef glad nie, en hierdie is nou sommer vir enige iemand wat hulle daar buite kan sit, mense besef nie, Corlies, die harde werk wat in 'n social media content platform ingaan nie. Hulle dink is dit of van 'n games, jy lag en jy is heeltyd vrolik. Weet jy moet jouself encourage, jy moet jouself motiveer. Daar's mos 'n sêding wat sê ja, daar's niks wat dis harde werk om jouself te glo. Okay? En dis regtig waar nogal die waarheid vir my. Mense moet dit nie for granted vat dat dit eintlik 'n werk is nie. Dit is 'n werk. Ja. Dis opreg. Dis harde werk. Dis baie werk. En weet jy wat? Gister het ek 'n lekker chat gehad met Brett Shuttleworth, okay? En ons het oor authenticity gepraat. En dis ook iets wat ek jou wil encourage. I mean, jy is een van die autentistiesste mense wat ek ken en dis hoekom ek van jou hou van dag 1 af, okay? Ons moenie onsself met ander vergelyk en dink, ja, maar hoekom is ek nie so sy nie? Moenie so sy probeer wees nie. Jy weet, toe ek TikTok net uitgefigure het, ek en my maat was ek 'n stupid video's daar. Toe sê Greta reg het my, jy's nie snaaks nie. Want dis dit nie meer dit wat ek sê. Dis dit weer. Ja, nee, wees dit jouself. En dit is die waarheid. Verstaan jy? Dan try te be funny, wat is so funny nie? Dit is goed. Maar gelukkig vir sulke vriende, want ja, dit kan. Maar sy het dit van 'n mooi plek af gesê. Jy weet, en dit is nodig geweest om te hoor. En nou sê baie mense vir my, hoor jy sê hilarious, dan dink ek nie volgens, weet ek probeer nie nou snaaks wees nie, verstaan jy? Ek's net myself. Soos ek het 'n ander vriendin, gaan nou nie haar naam sê nie. Sy wil weer glad op social media want sy voel sy praat rustig. Toe sê ek asseblief, jou rustigheid gaan weer 'n ander audience trek. Rustige mense. Verstaan jy? So elke ou vir homself. Quite frankly, moenie jouself met ander vergelyk nie. Authenticity is die word of the day, regtig. Mense is honger vir dit. Mense is werklik honger vir authenticity. Ek stem saam. Weet jy net, en dis die ding, met social media, alles wat deesdae so fake is, veral nou met AI, maar ook hierdie fronte wat voorgehou is, en mense kom dit agter, jy sien dit deur 'n skerm, weet, met Flixhoek, jy sien, weet, jy kan dadelik sien, en ja, en ek dink, dis meer gaan goed doen, Lani, en jy doen al klaar baie goed, ek meen, kyk wat het jy al vermag in hierdie jaar, en is juist daaroor, en dis nogal een ding wat ek by jou geleer het, want ek kan baie selfbewus raak, en dan sê jy baie keer, man, ek mag geen nie om my naam gat te maak nie. En dan doen jy dit net en dit is so dit is. So, ek leer baie by jou elke dag. Ja, dankie. Maar ja, maar weet jy so dik is. Nou het ons daar praat. Dit is mental health awareness maand, is dit nie? Dit is mental health, maar I mean ons mental health. Ja. Ja. Nee, maar sommer op daai punt, weet nou toevallig. Dit is baie belangrik. Gister ook met iemand gepraat, sê sy net sy verstaan nie, weet, want sy is ook 'n entrepreneur, besigheid is so sleg, sy weet nie sy deur in die maand gaan kom nie, maar die volgende 3 maande lyk nou alweer bietjie beter. Maar almal suffer in silence. Ons moenie, dis nie nodig nie. Dit help nie jy stres jouself op en kry jouself in 'n toestand waar daar iemand dalk net langs jou kon gesit het en vir jou gesê het, of net iets bemoedigend vir jou kon sê, of dalk jy kon help met iets nie, weet. So ek dink dit is belangrik, maar ek dink 'n platform soos joune, Lani, is belangrik, want jy dek so baie punte, en jy praat baie oor verskillende goeder, so ek dink, hou aan, weet, want ek dink jy raak meer mense as wat jy besef. Ek het verlede week 'n man ontmoet, wat iets by my kom koop het met die tweedehandse meubels, en toe praat ons so, en toe sê, ja, maar, daai Lani, sy is dan besig met haar hub, ja, weet, en hy het nogal gedink, jy is verskriklik snaaks, so dacht ek, weet, ek dink jy bereik mense op vlakke wat jy nie eintlik besef nie, en dis belangrik, jy het 'n verantwoordelikheid, en ek dink jy bestuur dit nogal goed. Baie dankie. Ja, so dankie dat jy die moed aangepak het om dit te doen. Nee, baie dankie. Maar ons gaan definitief, ek dink meer sulke geselsies sê, ek en jy het baie topics waaroor ons kan praat. Jy is ook inspirasie vir my, so op jou eie manier, jy weet dit ook nie altyd nie, dis hoekom ek nooit sal op uitreik na jou toe nie, al ignoreer jy my in jou dae wat jy nie lus is, weet, vir om met mense te praat nie, ek sal nooit ooit op uitreik na jou toe nie, gee baie om vir jou, en ja, hierdie was 'n baie lekker chat, ons gaan gou weer so maak. Yes, moet jy geniet jou verjaarsdag, dis nou gelukkig oor 'n naweek, so vier hom behoorlik, as jy kan, of as jy nie wil nie, maar vier jouself ten minste, as jy nie ander mense om jou wil hê nie. Ja, nee, ek sal, baie dankie. Cheers, hoor. Cheers.